So lekker om weer met jou te praat oor hierdie beginsels van geestelike groei. Ons het gepraat oor die eerste 2 in die vorige boodskappe en die vorige gedagtes en ons vandag al by die 3de ene van 8 beginsels vir geestelike groei. En die eerste beginsel het gegaan, wat my betref, die grootste beginsel wat 'n mens moet toepas as jy 'n gelowige is. Behalwe dat jy natuurlik God se vergifnis aanvaar, het baie mense nooit die tree gegee waar hulle ander mense vergewe nie. Ek het in my studeerkamer agtergekom. Dis die grootste punt waarmee gelowiges sukkel en dis om hulle medemens te vergewe. En dit verhinder hulle natuurlik in die pad van geestelike groei. En dan het ek die vorige keer met jou gepraat oor nederigheid. Jy kan gerus hierdie boodskappe probeer bekom en die notas, dis natuurlik gratis. As jy vir my 'n WhatsApp stuur, dan WhatsApp ek vir jou hierdie notas en dis vir my 'n groot voorreg. Dit kos jou niks en skakel gerus in op my YouTube blad. Subscribe daar, druk die klokkie button en dan kan jy gereeld van my boodskappe kry. Maar nou vandag die 3de beginsel en hierdie beginsel kan jou dalk laat terugduins, want dit het menigte gelowiges laat terugduins. Daar's baie gelowiges wat nog nie by die 3de beginsel van geestelike groei verby is nie. En as hierdie beginsel jou so 'n bietjie laat skrik, dan is dit juist die ene wat ek met jou vandag wil deel. En soos ek gesê het, hierdie notas is gratis beskikbaar. Al die beginsels kry jy in die kruis van Jesus Christus. Vergifnis. Hy het daar al ons sondes vergewe en vir ons 'n voorbeeld gelaat om mekaar te vergewe. Nederigheid. Dis waar hy hom verneder het tot die dood. En dan die 3de ene vandag. Vrygewigheid. Dit sien ons in Johannes 3:16. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vrygewigheid. Hy het sy seun gegee en daardeur het hy vir ons die grootste voorbeeld van vrygewigheid gegee as wat 'n mens ooit kan kry. En dit is vind ons in die godheid. Nou ja, wanneer 'n mens begin gee, dan word jy soos God. Kan dit waar wees? Ek gaan vir jou die skrif uitlees. Kan dit waar wees? Jy kan natuurlik nie jou redding koop deur te gee nie, maar jy word soos hy. Kom ek lees dit vir jou. Matteus hoofstuk 5 vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, jou vyand moet jy haat. Dis Jesus aan die woord, in die bergpredikasie. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Ek moet eers daar 'n bietjie halt. Ek wonder of jy bewus is van iemand wat jou haat. Die Bybel sê jy moet jou vyande lief hê, seën die wat jou vervloek en dan hierdie groot punt. Hy sê doen goed aan die wat jou haat. Nou as ek nou 'n sensusopname kan maak vandag, is daar iemand wat jy weet wat jou haat? Jy kry eintlik dalk so 'n pyn op jou bors as jy net daaraan dink. Dan het ek vandag die woord wat jy moet toepas om jouself te slinger in jou volgende vlak van geestelike groei. Dis nie maklik nie. Ek het heeltemal begrip. Want om goed te doen aan die wat jou haat is nie so maklik nie, maar die woord sê doen goed aan die wat jou haat. Miskien het jy 'n bietjie huiswerk om te doen hierdie week. Doen goed aan die wat jou haat, bid vir die wat jou beledig en dan sê hy sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Hierdie kinders word beteken nie jy kwalifiseer nou om 'n kind van God te wees nie. Nee, dit beteken jy begin sy karaktertrekke van Christus kry. Baie mense is gelowiges, maar hulle lyk nog nie soos 'n kind van God nie. Hulle lyk nog nie soos 'n hemelse burger nie. Wanneer jy in die straat sal stap, sal mense van jou sê, daar stap 'n kind van God. Maar hoeveel keer het ons al gehoor, ja, dit lyk daarom nie soos 'n Christen nie. Weet jy, die Bybel sê, my liewe vriend, jy het mos gebid te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. Elke ware Christen is veronderstel om hierdie gebed te bid. Elke ware Christen bid, ek wil graag soos u wees, Here, meer te wees soos Jesus. Wel, hier kom dit nou. Gee, vrygewigheid. Dan word jy soos hy. Dis hoe Jesus dit in die bergpredikasie stel. Maar ek lees iets beautiful, iets pragtigs van Martha en Maria. Baie mense het gepoog om Jesus te salf. Maar net een persoon het hierdie gee-daad gedoen. En dit was Maria gewees. Wanneer 'n mens die 3de beginsel in jou pad van geestelike groei begin toepas,
Wanneer jy hierdie gee daar doen, soos wat Maria dit gedoen het deur 'n pond kosbare salf op sy hoof uit te giet. Wanneer jy dit doen, dan sal daar mense wees wat fout vind en sê jy kon dit anders doen, jy kon dit beter doen. Mense vind gewoonlik nie fout met mense wat niks doen nie. Daar word gewoonlik fout gevind met iemand wat wel iets doen. En hulle vind fout met Martha of liewer met Maria toe sy hierdie gee daad doen. Die disippels was ongelukkig daaroor gewees. Die Bybel sê dit so in Matteus 26:6. Hy sê toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, toe kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met kosbare salf en sy gooi dit op sy hoof uit. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waaroor hierdie verkwisting? Ons weet natuurlik, Judas was die groot opstoker, want die boek Johannes sê dit, dat Judas het gesê, waarom al hierdie geld, want hy het die beursie gedra, sê die boek Johannes, hy was 'n dief en hy wou die geld vat. Maar as ek jou net so 'n bietjie 'n groter blikkie, die venster so 'n bietjie kan oopskuif, besef jy hoeveel randwaarde het Maria daardie dag op Jesus se hoof uitgegiet? Van die wiskundiges bereken dit op 185.000 rand. Die randwaarde. Die disippels was geskok oor Maria se gee daad. Maar Jesus was tevrede. Want Jesus sê in Matteus 26:12 hierdie woorde, toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegiet het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Ek dink Maria was die enigste een en sy moes geweet het dat Jesus gaan sterwe, 'n paar dae voor sy begrafnis. Want sy het dit gedoen met die oog op sy begrafnis. Sy was dalk die enigste een wat geweet het, werklik geweet het dat hy sou sterwe, maar sy het ook 'n openbaring gehad, glo ek, dat hy sal opstaan, en sy het geweet as hy gesterf het, en sy gaan hom gaan salf, nadat hy gesterf het, kan sy dalk te laat wees, en sy het gesê, ek gaan dit sommer nou doen. Dis deel van die derde punt van geestelike groei. Kom ons doen dit terwyl ons kan, ander wou hom ook salf. Kom ons doen hierdie gee daad terwyl ons kan. Toe ander hom wou salf, Salome sê die Bybel in Markus 16:1, hulle sê 'n paar vroue het speserye en kosbare salf geneem om die liggaam van Jesus te salf, nadat hy gekruisig is, toe hy in die graf was, op daardie eerste dag van die week, 'n Sondagoggend, in ons taal vandag, maar toe sy daar kom, toe was die graf leeg. Hulle het aanhoudend vir mekaar gevra, wie sal die klip wegrol? Die graf was leeg, baie wou, maar een het. Kom ons gee nou, terwyl ons kan. Kom ons gooi nou die blomme, terwyl ons kan, terwyl dit aan hierdie kant van die graf is. Kom ons maak nou daardie oproep vir jou pa, vir jou ma. Kom ons gee nou die dankies. Kom ons gee nou die glimlagte. So baie mense is so suinig met 'n woord van waardering. Jy het goed gedoen. Jy's pragtig. I love you. Mamma, die kos was lekker vandag. Weet jy, dalk is dit die geskenk waarna jou vrou smag. Moenie dit eendag sê as dit te laat is nie. Baie wou hom salf, een het. Baie wil gee dade doen. Baie wil in hierdie geestelike proses van groei kom. Baie stel uit. Miskien moet ons vandag besluit om dit môre of vandag nog te doen. Volgende week is al baie verder en baie kere van uitstel, kom afstel. Jesus was tevrede, hy sê met die oog op my begrafnis. Wanneer ons gee, kom ons gee dit ook met die oog op sy begrafnis, dat hy vir ons goed was en vir ons gesterwe het en dat hy vir ons opgestaan het. Kom ons gee dit ook met die oog daarop dat God alles vir ons aan die kruis van Golgotha verdien het, dat hy 'n volmaakte prys betaal het vir ons, ook vir ons groei, ook vir ons redding, hy het 'n volmaakte prys en ons moet daarin beginne stap en daarin beginne wandel met die oog op sy begrafnis. Laat dit ons motiveringsrede wees, soos wat dit vir Maria was. Wie is dan vandag sy liggaam? Ek en jy is sy liggaam. Ons is lede, sê die Bybel in 1 Korinte 12:27. Julle is die liggaam van Christus. As jy Jesus wil salf vandag, as jy hierdie gee daad wil doen, as jy die volgende stap nommer 3 in hierdie kort reeks van geestelike groei wil betree, as jy jou wil slinger na die volgende vlak van geestelike groei, doen dan goed aan jou medemens. Doen goed aan jou naaste. En dan het ek hierdie skrifte gelees, wat vir my opnuut 'n openbaring was oor geestelike gawes. Is dit nie geestelike gawes wat 'n mens
aanmoedig? Is dit nie daardie geestelike gawes wat jou help om in die volgende vlak in te kom nie? Is dit nie geestelike gawes wat deur jou werk, wat tot jou voordeel kan dien om te groei nie? Gawes is nie die vrug nie, liewe vriend. Maar gawes moet definitief gebruik word. Party het net die gawes en hulle het nie die vrug nie. Maar nou, is dit nie daardie gawes waarvoor baie mense bid nie, en dit is ook nie verkeerd om daarvoor te bid nie. Maar nou het ek iets interessants gelees in die verband in Markus 10:29. Kom ek lees dit vir jou. Markus 10:29. As jy hierdie notas wil hê, stuur net vir my 'n WhatsApp en ek WhatsApp het vir jou baie graag. Markus 10:29. Jesus sê, en hy sê voorwaar. Nou ek weet, Jesus het nie nodig om te sê voorwaar nie, as hy iets sê, is dit maar so. Maar hy wil klem hierop lê vir jou en vir my. Hy sê voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, of broers, of suster, of vader, of moeder, of kinders, of grond, ter wille van my in die evangelie verlaat nie, of hy ontvang nou, in hierdie tyd, 100 maal soveel, huise, broers, susters, moeders, kinders, grond, saam met vervolginge, en hierna die ewige lewe. En ek het myself die vraag afgevra, hoe is dit moontlik, want ek ken mense wat al huise gegee het. Ek ken mense wat al karre gegee het. Ek ken mense wat opofferinge gedoen het, maar ek het nog niemand gesien wat 100 huise gemaai het nie. En Jesus sou nie gelieg het nie, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En hy sê voorwaar, ek ken niemand wat 100 huise gemaai het nie. Hierdie is geestelik van aard. God sal vir jou geestelike geleenthede en deure oopmaak. Hy sal vir jou dalk huise gee waarin jy die evangelie kan verkondig. Hy sal vir jou deure van geleenthede oopmaak. Hy sal vir jou, Jesus sê self, toe hulle hom roep en sê, jou moeder soek jou, toe sê hy, nee, julle is my broers, my moeder. God sal op jou pad geestelike vader stuur. Hy sal op jou pad geestelike moeder stuur, omdat jy opgeoffer het hier op aarde, omdat jy hierdie gedaad gedoen het. Wie soek nie inspraak van geestelike vaders in sy lewe nie? Wie soek nie daardie sagte inspraak van 'n geestelike moeder in sy lewe nie? Wie het nie broers en susters in die Here nodig nie? Ek sê vandag vir jou hierdie woord, as Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, dan is dit so. Hy gaan in jou lewe die geestelike ontketen losmaak, en jy sal geestelik groei, omdat jy die gedaad, die derde stap in jou lewe toegepas het, omdat jy in hierdie stap mildelik beginne word het. Jy kan ingrypinge van God in jou lewe beginne verwag. Ek weet, alles is aan die kruis van Golgotha vir my verdien. Efesiërs 1:3 sê dit, hy sê, julle is geseën met alle geestelike gawes in die hemele in Christus. Ek wil hierdie goed vir my vat. Ek wil in my binneste meer bewus en intens bewus word daarvan. Ek sal die gedaad beginne doen. Ek wil dit doen. Ek sê, Here, help my op my geestelike reis. Dit kan dalk die stap wees wat jy nodig het. Dit kan dalk jou volgende geestelike stap wees. Hy het sy lewe vir ons gegee. Jy het iets om te gee. Dalk is dit 'n R5 of 'n R10 of 'n paar skoene wat jy moet saai. Mag God jou help. Die vraag wat ons baie kere vra, Here, waar en wie? Want daar is soveel mense wat die geestelike van mense wil misbruik. Mag jy in hierdie reis van jou, deur God gelei word, waarom net eenvoudig te begin saai en uit te strooi. Mag hy jou oë oopmaak vir die sogenaamde misbruikers van God se goedheid, sodat jy jou nie laat misbruik nie, maar mag jy 'n sagte hart hê om te gee waar hy jou lei. Ek wil vir jou bid in hierdie oomblik, en ek wil, as jy wil ek jou vra, om net jou hand uit te steek. Ek wil in die geloof, in die gees wil ek jou hand vat. En ek wil hom oplig, sodat God vir jou sal wys waarom te gee. Dalk is dit 'n glimlag. Dalk is dit 'n oproep. Dalk is dit 'n mooi dankie, 'n opregte dank. Oefen om dankie te sê vir iemand. Dalk is daardie dankie die grootste geskenk wat die gewer van goeie dade weer kan ontvang, as jy net vir hom dankie kan sê. Dalk is dit 'n goeie daad wat jy iewers vir iemand kan doen, wat die wêreld vir hom sal verander. Maar God jou wys, dalk is dit, soos ek gesê het, net daardie oproep. Ek vat graag jou hand as jy saam met my wil bid en sê, Here, wys my waar ek vandag nog vir u iets kan doen, om in hierdie gedaad
'n wenner te wees. Dankie Here dat ek nou in geloof daardie hande kan vat. En saam lig ek hierdie hande in die Gees op na U. En ek vra U dat U deur die Gees nou met ons sal praat. Waar ons daardie 10, 5, R50 of dalk daardie oproep of 'n groter bedrag wat U vir ons wys. U sal nie vir ons iets wys wat onmoontlik is nie. Of dalk net daardie glimlag sal U my wys en my vriende wys. Gee ons dan die genade om nie te huiwer nie, maar getrou te wees. Want dit is baie keer die klein dingetjies wat die grootste verskil maak. Ek bid hierdie dinge in die naam van ons Koning en Heer, Jesus Christus. Amen. Ek is opgewonde vir jou part. Ek is lus om 'n handeklap te gee vir jou. Want ek glo, daar kom vir jou groot deurbrake. Ek wil jou vra om gerus my Facebookblad te volg, my YouTubeblad te volg. En as jy in die omgewing is, kom groet my daar by ons gemeente, die PPK Mamasbury. En as dit in jou hart is, en jy wil ons in hierdie pogings van ons ondersteun, stuur vir my 'n WhatsApp met die woord ondersteun. En ek sal vir jou die details stuur. Mag die Here jou ryklik seën. Ek kan nie wag om verder met jou oor hierdie belangrike, kosbare onderwerp te praat nie. Tot volgende keer. Lekker gee. Love you all. Bye.